Right, kom ons maak gou die woord toe. Genadige God en Hemelse Vader, Here, weer eens kan ons in dankbaarheid staan vandag, Here, om vir U te sê baie dankie, Here. Dankie, Here, dat ons vanoggend ons oë kon oopmaak. Here, baie dankie vir die besoekers wat ver gekom het, Here, dat hulle veilig hier is, Vader. Ag en Here, en elkeen van ons, Here, wat vanoggend hiernatoe kon gekom het, Here. Here, U genade is ons ontsaglik groot, Vader. En ek bid ook nou, Vader, Here, dat U hierdie diens sal kom vat, Here, dat dit sal wees tot eer van U en U alleen, Vader. Kom help ons daarin. In die wonderlike naam van Jesus Christus in wie ons glo. Amen. So, laasweek in Sondag het pastoor Jaco vir ons die verhaal vertel van Ananias, wat saam met Paulus, hy was een van die eerste Christene gewees, en Paulus op sy pad na Damaskus het die ontmoeting met die Here gehad, bonatuurlike ontmoeting wat die Here met Paulus gehad het. En die Here stuur toe vir Ananias na Paulus toe, want die man se oë was blind, hy was heeltemal, hy het nie geweet wat met hom gebeur het nie, en die Here stuur Ananias na hom toe om hom te gaan bedien. En ekskuus julle, hier is net 'n ding wat nou opgekom het hier. En ons weet Paulus was op pad gewees om die mense te kom vervolg, want dit is wat hy gedoen het. Hy het vroeë Christene, die eerste klomp Christene het hy vervolg, en hy was op pad om dit te doen. En ek wil net gou vir julle net dat ons kan onthou, uit die Bybel uit lees, maar Ananias het die Here geantwoord, en dis na die Here vir hom gesê het, hy moet gaan na Paulus toe, en hy moet vir Paulus gaan bid. En sy antwoord was, Here, ek het al by die mense van hierdie man gehoor, watter kwaad hy die gelowiges in Jerusalem aangedoen het. En ons het gehoor, hy het 'n mandaat van die priesterhoof, van al die howe, die familiehoofde en die priesterhoofde, né, om al die gelowiges hier in Damaskus te kom arresteer. Die Here het egter vir hom gesê, gaan en doen wat ek sê. Want ek het Saulus, ons weet Paulus se naam was eers Saulus gewees voor die Here dit verander het, want ek het Saulus as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na die volke en die konings en ook aan die volk Israel. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet ly. Interessant hoe die Here gesê het, Paulus gaan vir hom ly, né? As ons nou die geskiedenis van Paulus bietjie lees, dan sien ons, kyk, die man het nie 'n maklike tyd gehad nie. Baie dinge in sy bediening het met hom gebeur, en dit was ook so, as die Here vir hom gesê het. Nou, Ananias was vol vrees, maar nog het hy gedoen wat die Here vir hom gevra het om te doen. En Paulus, aan die ander kant, was 'n man gewees wat die vroeë kerk begin het. Hy het 3 groot sendingsreise gedoen, waarby hy kerke geplant het, waar hy gelowiges agtergelaat het, om die kerke verder te vat, om mense dan nou na die Here toe te lei, en hy het aanbeweeg na die volgende plek, en aanbeweeg na die volgende plek. So 3 groot sendingsreise waar Paulus kerke geplant het. En dan natuurlik ook 13 van die 27 boeke in die Nuwe Testament is met Paulus se hand geskryf. Natuurlik gelei deur die Heilige Gees, maar deur Paulus se hande. Nou, soos pastoor Jaco vir ons verduidelik het, Ananias was 'n stukkie van die legkaart van God. Agterna lees ons nie veel van hom nie, ons hoor nie eintlik veel van hom, ons weet nie wat het van hom geword nie, maar op daai stadium was die man gehoorsaam. Hy was bang, hy was vol vrees, hy het geweet hierdie man is 'n wrede man, maar hy het nog gedoen wat die Here hom gevra het om te doen, en hy het gegaan en hy het Paulus gaan bedien. Hy was die eerste ou wat vir Paulus bedien. Hy was die eerste Christen wat daar was toe daai man se lewe verander het. Toe hy nie werklik geweet het wat eintlik nou met hom gebeur het nie, want iets weet hy is wonderbaarlik groot wat met hom gebeur het. En Ananias was die eerste persoon wat die Here na hom toe gestuur het om hom te gaan bedien. En hy het ook. En ons kyk wat 'n groot werk het Paulus gedoen, natuurlik onder leiding van die Heilige Gees, maar 13 van die 27 boeke wat ons in die Nuwe Testament is uit sy hand uitgeskryf. Is dit nie amazing nie, nee? Maar die boodskap was gewees, gaan ek en jy 'n Ananias wees 2026? Gaan ons oopstel en bereidstel vir die Here om daai stukkie legkaart te word wat die Here vir kan gebruik? Gaan dit ons wees? Gaan ek en jy opstaan en sê, Here, ek is hier, gebruik my? Ongeag, die man het vrees gehad, natuurlik hy moes, daar was nie 'n ander keuse nie. Ek meen,
Paulus se naam het hom ver vooruit geloop. Nou, as jy so 'n bietjie sit en terugdink, dan dink jy maar, dis nie die enigste persoon in die Bybel nie. Daar's soveel mense wat hulle alles opgegee het toe die Here geroep het. En ek gaan vir julle vandag bietjie vertel van Jeremia en ek hoop ons kan by Jesegiel uitkom. Twee van die manne wat my onmiddellik laat dink het aan ouens wat alles op 'n jong ouderdom opgegee het. Alles. Daar was nie meer 'n lewe nie. Ek meen in so geval het die Here vir Jeremia gesê jy sal nooit trou nie. Jy mag nie trou nie. En twee mense wat jonk was, lewens voor hulle wou gehad het, albei van hulle wou priesters word. Hulle lewe was vir hulle uitgereken, hulle het geweet waartoe hulle op pad is. En die Here roep hulle albei en sê kom werk vir my. En hulle lewens het totaal en al verander. Totaal en al, wat vir hulle eens van hulle jeug moes gewees het, of jong mens lewe gewees het, het hulle alles moes opgee, om die Here te kom dien. En ek dink ons gaan bietjie gesels oor, kom ons begin by Jeremia. Israel en Judea het weer in sonde geval. Niks snaaks daar nie, né? Ons sien onsself, ons eie lewe, né? Hulle het weggebeweeg van God Almagtig, weer begin met hulle afgodedienste, hulle het weer begin met hulle sonde, hulle eie ek. Nou, oor 'n reeks van 100 jare is die Here besig, en ek wil hê julle moet luister, is ons nie besig om hierdie geskiedenis te herhaal nie. Oor 'n reeks van 100 jare stuur die Here profete om vir hulle te sê, pas op, ek gaan julle oorhandig. Eers was dit Amos, Hosea, Michai, Jesaja, almal kom waarsku dieselfde ding, wat die Here vir hulle sê om te kom doen vir die volk. En ons weet hoe is die mensdom, né? Ons weet hoe is ons. Eers skrik ons, as iemand vir ons sê, die laaste dae is net hier. Maar dan kom die laaste dae nie in die volgende maand nie. Dan begin ons gewoond raak daaraan. En ons begin gewoond raak daaraan. Naderhand is die boodskap net nie meer so kragtig soos die eerste keer wat jy hom gehoor het nie. En ons begin dit een kant toe sit, en ons begin bly vir onsself sê, daar is nog tyd. En dis wat met die volk gebeur het hierso. En die Here rig vir Jeremia op, en ons gaan nou by die stukkie kom waar die Here vir hom gesê het. Die Here stuur hom, en sê vir hom, daai tyd het nou aangebreek. Kom ons hoor wat sê die Bybel. Jeremia is skaars 20 jaar oud. Hy is op pad om water te gaan skep, deel van sy elke dag se roetine. Die Here stop hom en die Here praat met hom. En hy sê, die Here het my 'n boodskap gegee. Hy het gesê, ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Ek het geantwoord, nee, oppermagtige Here, ek kan nie goed praat nie. Ek is nog boonop te jonk ook. Maar die Here het geantwoord en gesê, moenie sê jy is te jonk nie. Gaan na die mense waarheen ek jou gestuur het en gee vir hulle die boodskap. Jy moet ook nie bang wees nie vir hulle nie. Ek sal jou by jou wees, ek sal jou beskerm. Ek, die Here sê so. Toe die Here sy hand uitgesteek en aan my mond geraak, hy het vir my gesê, ek het my woorde in jou mond gesit. Ek stel jou vandag oor nasies en regerings ek stel jou vandag aan oor nasies en regerings om sommige te ontwortel en plat te slaan en ander op te bou en nie te vestig. En net hier gee die Here vir hom sy eerste visioen. En as ons eerlik is vandag, mense, weet ons dat die Here vandag nog met ons praat. Dat die Here nog steeds, party van ons op jou hart, ander word, deur die woord, kry jy jou visioen, of dit wat die Here wil hê jy moet doen. Ander mense kry drome. En die Here doen dit met Jeremia dieselfde. In sy eerste visioen, die Here het vir my gesê, wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltakkie. En die Here het vir my gesê, ja, dis 'n amandeltakkie. En dit beteken dat ek oplet en gereed staan om te doen wat ek gedreig het om te doen.
Ons praat nou van honderde jare, soveel profete voor die tyd. Nou, die visioen is, blykbaar die amandeltakkie is die eerste tak wat in die lente bot, wat sy bloeisies kry. En die Here gee vir hom hierdie visioen en sê vir hom, wat sien jy? En hy sien die groen amandeltakkie. Wat beteken dit? Die tyd is hier. Dit het nou begin. Die Here het weer met my gepraat en gevra, wat sien ek? En ek het hom geantwoord, ek sien 'n kokende pot wat uit die noorde omval, hiernatoe. Toe sê die Here vir my, uit die noorde sal dodelike gevaar kom, oor almal wat in Judea woon. Ek sal die mense van die koninkryk in die noorde na Jerusalem toe stuur, sê die Here. Nou weet ons wat die Bybel lees, die Here het die Babyloniërs gestuur, om Jerusalem te kom inval, en al die Israeliete en die Judeërs in hegtenis te neem, of as slawe weg te voer. Hulle sal hulle trone kom neersit by die ingange van die hekke. Hulle sal Jerusalem se mure aanval en al die ander dorpe wat Judea binneval. Al die ander dorpe van Judea binneval. So sal ek my oordeel uitspreek oor my volk, oor al hulle boosheid. Hulle het my verlaat en ander gode vereer. Ja, hulle buig voor beelde wat hulle met hulle eie hande gemaak het. Weereens sit ek mense en ek wil hê ons moet net dink. Sien julle nie ons lewe vandag nie? Sien ons nie wat besig is om te gebeur nie? Sien ons die waarskuwings? Staan op en trek jou aan en gaan sê vir hulle alles wat ek gesê het. Moenie vir hulle bang wees nie, anders laat ek jou dalk verleë staan, sê die Here, né? Ek beskerm jou teen hulle, ek maak jou soos 'n versterkte stad, so vasgemaak soos 'n eysterpaal of soos 'n muur wat van koper gemaak is. Jy sal sterk genoeg wees om jou teen die konings van Judea, hulle amptenare, hulle priesters en enige van die landse mense te handhaaf. Hulle sal probeer om jou onder te kry, maar hulle gaan dit nie reg kry nie. Ek is aan jou kant en ek sal jou beskerm. Ek, die Here, beloof dit. Nou ons hou dat Jeremia toe die Here hom geroep het. Eerste was 'n verskoning gewees. Jeremia het nie geglo hy kan dit doen nie. As ons net so vinnig dink aan Gideon, selfde storie, ook nie geweet hy kan dit doen nie. Jeremia se woorde, nee, oppermagtige Here, ek kan nie goed praat nie. Ek is te jonk. Nou ons weet in die tyd van die Bybel, as jy 'n jong man was, kon jy nie sommer net gestaan en praat het nie. Jy kon nie net by 'n geselskap instap en begin 'n gesels soos die kinders vandag in die geselskap oorneem nie. Jy moes gewag het tot iemand vir jou gesê het om te praat. En Jeremia het geweet, en hy het vir die Here gesê, maar Here, ek is te jonk. En die Here het gesê, moenie bang wees nie. Die Here sal vir hom 'n platform gee. Die Here sal jou voorberei en hy sal jou toerus. Nou, Jeremia se bediening begin. Jong man, soos ek sê, van 20, min of meer dae oud. Skielik word die mense naby aan hom, sy familie, almal wat hy geken het, skielik is almal vyandig. Want die woord wat Jeremia spreek, is nie wat die mense wil hoor nie. Dis nie op die oor nie. Dit lê nie so lekker sag nie. Hy kom en hy sê vir die mense wat die Here vir hom gesê het om te sê. Maar die mense wil dit nie hoor nie. En ons sien dit vandag in ons wêreld hierso ook. Kom en sê vir die mense dat die oordeel van die Here naby is. En kyk hoe behandel hulle jou. Ander sal miskien 'n bietjie glimlag en sê, ja, en as jy weer kyk, staan jy alleen, dan het hulle verdwyn. Ander sal jou net van voor af reguit aanvat en vir jou sê, moenie met daai goed hier by my kom nie. Ander mense wil dit hoor, maar hulle wil dit nie nou hoor nie. Hulle sal dit vermy. Ander sal maak of hulle luister, maar hulle sal aangaan met hulle lewens. Jeremia kla by die Here. Dit word al erger. Hy word letterlik verwerp deur sy eie mense. Daar word agter sy rug gepraat. Hy sien hoe die mense van hom skinder. Baie ongemaklike plek vir hom. Hy hoor hoe hy name genoem word. Hy hoor eintlik hoe hulle beplan om hom dood te maak as hulle hom alleen kry. Mense wat hy dag tot dag saam geleef het, mense wat hy op naam geken het, mense wat hy sy lewe lang ken,
dieselfde mense lag vandag vir hom. Hulle bespot hom. Hulle noem hom name. Hulle skree op hom. Hulle verwerp hom. Hy kry eintlik 'n bynaam, die wenende profeet, wat beteken die huilende profeet. Want dit is wat Jeremia gedoen het. Hy het gaan stil sit, want hy sien, hy probeer sy beste om met hierdie mense te praat. Hy weet, die amandeltakkie het gebot, die tyd is hier. Dit wat die Here gewaarsku het, het gebeur, en dit is besig om te gebeur. En die man probeer met hierdie volk praat, hy probeer vir hulle sê, en al wat hy kry is teenkanting. Al wat hy kry is haat. Mense spot hom. Dat hy so op 'n plek gekom het, dat hy huil oor hierdie volk. En dan gee hulle hom 'n bynaam, omdat hy vir hulle huil. Daar moet tye gewees het, en ek dink dit was baie, wat hy net gevoel het, is dit nie net makliker om op te gee nie. Is dit nie net makliker, net dat al hierdie goed agter my gesit word nie. So hy het so ver gegaan, dat hy sy geboortedag verwens het. Dat hy verwens het die oomblik dat iemand vir sy pa gesê het, 'n seun is gebore, en hy dit verwens, hy wou nie meer daar wees nie. Maar in sy hart het hy geweet, die Here het iets aan hom toe vertrou. Hy kan nie vandag stop nie. Ongeag wat met hom gebeur, hy moet die mense vertel, mense moet hoor, mense moet weet. Hy kla weer by die Here. Die Here sê vir hom, hulle gaan nie vir jou luister nie, maar jy moet aanhou. Die Here sê vir hom, die dag as die oordeel kom, gaan hulle almal weet, hulle was gewaarsku. Daai dag gaan almal besef, hulle was gewaarsku. Hy hou aan, verwerp, moeg, gespot. Sy mense wat hy ken, haat hom. Hy word 'n doemprofeet genoem. Maar eintlik kom hy net om die goeie nuus, of die nuus van die oordeel, aan hulle te kom verduidelik. Buite gaan die mense nog normaal aan. Elke dag staan hy op met 'n nuwe instruksie. Gaan vertel hulle, maar niks verander nie. Die Here stuur hom eintlik tempel toe. Die Bybel sê, almal van julle wat en hy praat met die mense in die tempel, almal van julle wat na die tempel toe kom om die Here te aanbid, luister na die boodskap van die Here. Die Here die Almagtige, die God van Israel sê, as julle nou ophou om verkeerde dinge te doen, sal ek julle in julle land laat bly. En mense, het ons nie genade van die Here nie? Is daar nie genade van 'n God wat reeds gesê het, ek kom om julle te vernietig nie? En weer eens gee die Here hulle kans. Hy stuur Jeremia na die tempel toe, waar almal bymekaar kom om te kom aanbid, en Jeremia moet op die trappe staan, en hy moet hulle almal aanspreek en vir hulle sê, maar nog sê die Here vir hom, sê vir hulle, as hulle tot inkeer kom, en hulle sondes los, gaan julle kan aanbly. Dat weet ons natuurlik, hulle het nie. Moenie julle laat mislei deur mense wat vir julle sê, dat julle veilig is, omdat julle in die tempel van die Here van Jerusalem is nie. Ek sal julle genadig wees, slegs as julle ophou om verkeerde dinge te doen, en regverdig teenoor ander mense optree. Julle moet ook onthou om vreemdelinge, weduwees en weeskinders uit te buit. Verder moet julle ook ophou om onskuldige mense te vermoor. Dit geld ook as julle sal ophou om julle self skade aan te doen, deur ander gode te dien. As julle dit doen, sal ek toelaat dat julle in hierdie land bly, wat ek lank gelede vir altyd aan julle voorvaders gegee het. Mag julle vertrou op bedrieglike woorde wat julle mislei. Hier praat die Here van die vals leraars. Die tempel is vol van mense wat die goeie nuus verkondig. En ons sien dit vandag oral. Die nuus van die Here sal vergewe. Daar's plek vir almal. Die Here het plek vir elke een. Maak nie saak ongeag van jou sonde, ongeag van jou onde. Dit word in hulle tempel aan hulle verkondig. En die Here waarsku hulle teen dit. Dink julle miskien omdat die tempel hier is,
sal julle nie swaar kry nie. Hoekom sou die Here daai stukkie insit? Onthou, ons het so 2 weke terug, het ons 1 Samuel 4, het ons 'n bietjie gesels toe die Israeliete teen die Filistyne gaan oorlog maak het. Met die oorlog en die aanval verloor hulle die eerste aanslag en 4000 van hulle man sneuwel en hulle moet onttrek. Na hulle geonttrek het, sê hulle, maar wat het gebeur? Die Here is dan nog altyd by ons. Hoekom? En die manne dink, hulle sê nee, gaan loop al die ark van die Here. Bring die ark van die Here. En die ark van die Here het in die kamp ingekom en hulle het geskree en hulle het gejuig. Want die ark van die Here het gekom. Nou kan hulle gaan oorlog maak. Hulle is op na die oorlog, die Filistyne verslaan hulle 30,000 man sterf. Nou sit en wonder hulle, wat het gebeur? Die Filistyne vat die ark en hulle is weg met hom. En ons weet dat die Here 7 maande die een plaag na die ander gestuur het, totdat die Filistyne naderhand gesê het, sit die ark op 'n ossewa, stuur hom terug. Hulle wil niks met die ark te doen hê nie. 20, net so 'n bietjie aan die kant 20 jaar later, kom Samuel op die prentjie. En Samuel lei die volk in berou in. Die ouens kom en hulle bely hulle sonde. Hulle weet hulle was verkeerd. Want die ark van die Here verteenwoordig die Here, maar hulle wil gaan oorlog maak sonder die Here. Hulle kan nie voor die tyd by die God kom sit het en vir hom vra, Here, kom help ons in die oorlog. Nee, hulle sal die ark wat die Here verteenwoordig saamvat. En toe hulle tot berou kom, toe sê die Here is reg. En die Here gaan veg hulle oorlog vir hulle. En hulle verslaan die Filistyne. Want die keer was God saam met hulle. Nou die Here sê dieselfde hier oor die tempel. Want hierdie ouens het geglo, maak nie saak wat reg rondom hulle alreeds gebeur het nie. Hoe die Babyloniërs die een stad na die ander ingeneem het nie. Jerusalem sal hulle nooit kan invat nie. Want dit is die plek waar God bly. En hulle het dit geglo. En as hy nou 'n bietjie meer gaan kyk na die visioene van Jeremia, sien ons een van die visioene is waar die Here opgestaan het en vir hom 'n visioen gegee het van hoe die Here die tempel verlaat. En wat so interessant is, die Here kyk nog een keer terug voor hy die tempel verlaat. So asof hy wil sê, julle het nog een kans. En die Here in sy visioen verlaat die tempel. En dan Esegiel sal nou aangaan daarby waar die Here vir hulle wys, maar ek bly nie in 'n tempel nie. Die Here wil vir hulle wys, ek is nie gebind in 'n tempel nie. Dis net die plek waar julle my verheerlik. So hulle bly, en hulle sê, Jerusalem sal nooit verower word nie. En die Here wys vir hulle dit sal. Die Here gaan aan, vers 9. Dink julle regtig julle kan maar steel, mense vermoor, egbreek pleeg, lieg, wierook vir Baal bring en al die nuwe gode wat julle nie ken nie dien. En dan hier in my tempel voor my kom staan en sê, ons is veilig. En daarna voortgaan om afskuwelike dinge te doen. Dink julle my tempel wat my naam eer is 'n wegkruipplek vir moordenaars? Onthou, ek sien al die boosheid wat daar is, sê die Here. Na dit word Jeremia gearresteer, hy word geslaan en bespot en weggesleep en hy word in houtblokke voor een van die ingange van Jerusalem word hy vasgebind. Nou as julle reg weet, die blokke was gewees waar jy jou voete voor ingesit het, dan jy so regop gesit met jou arms voor jou. Vreeslike ongemaklike posisie om in te wees, veral as jy nie kan beweeg nie. En hulle bind hom in blokke vas, net omdat hy die waarheid vertel. Nou kan julle dink aan die pyn wat hierdie ou moes verduur het. Dink jy aan sy rug? Dink julle hoe moes sy rug gevoel het? En hulle los vir hom die hele nag daar, dag en nag. Dink jy alleenheid, wat daai man moes ervaar, in die middel van die nag, toe daar niemand om hom was nie. Daar's niemand om hom te kom moet en praat nie. Niemand om hom te sê, Jeremia, ek staan saam met jou nie. Hy's alleen. Die wat hom bespot, lag, slaan,
lê almal lekker in hulle beddens. En al wat Jeremia wil doen is om die waarheid te vertel, dit wat die Here vir hom gegee het. Hulle gooi hom toe nou later, toe hom nou vrygelaat het, vang hulle hom weer, gooi hom in 'n put met water en hulle los hom. Laat hy sterf. Daar's toe iemand wat hom kom help en hom kom uithaal. Weer word hy gearresteer. Hy word in 'n tronk toegesluit. Daar gebeur dit. Die ouens kom oor die muur. Dis rook, dis gille, kinders wat skree, vrouens wat skree, mans wat sterf rondom hom. Die oorlog is hier, die Babiloniërs is hier. Jerusalem het geval. Jeremia sien hoe sy tempel brand. Hulle brand hom. En daar van hom niks oorbly nie. Vrouens en kinders word in kettinge vasgebind. En hulle word weggesleep om slawe in 'n vreemde land te gaan wees. Jeremia word 'n keuse gegee toe hulle hom kry. Gaan hy bly of gaan hy saam? Want Nebukadnesar het gehoor van hoe hy die mense gewaarsku het. Die koning van die vyand het gehoor wat Jeremia doen. Hy het geluister en hy gee vir Jeremia kans. Hy sê vir hom, weet jy wat, ek weet wie jy is. Ek het gehoor van jou. Gaan jy bly of gaan jy saam? Jeremia het gesê hy sal bly, saam met die bietjie wat oorbly. Nou ons het nie nou tyd om by Esegiel te begin nie, maar Esegiel, ook 'n jong man van omtrent 25. Hulle tyd oorvleuel net so bietjie, maar dis dieselfde tyd toe Jerusalem geval het en die tempel gebrand het. Esegiel was reeds een van die ballinge gewees. En die Here het vir hom ook die visioen gegee van die val van Jerusalem en die brand van die tempel. Nou as ons 'n ander kans kry, sal ons bietjie gesels oor Esegiel en wat daai man moes alles deurgemaak het. Die Here het nie net vir hom die woord gegee om te gaan verkondig nie, maar hy het dade gehad. As ek net so vinnig kan stil staan, hy moes vir 390 dae, amper sê ek jaar, 390 dae op sy linkersy gelê het. Hy moes brood geëet het wat hy self maak, wat hy op koeimis moes gaar maak. Hy kon nie opstaan nie, vir 300, oor 'n jaar moes daai man op sy linkersy gelê het. Nie net dat die mense die woorde hoor nie, maar hulle moes dit sien, hulle moes verbyloop. Nou as jy vir 390 dae by 'n ou verbyloop, gaan jy moet begin dink, wat is besig om hier te gebeur? Toe die 390 dae oor is, sê die Here vir hom, draai op jou regtersy, en lê vir 40 dae op jou regtersy. Die 390 dae was vir al die jare wat Israel gesondig het. Die 40 dae was vir al die hoeveelheid jare wat Judea gesondig het voor die Here. En hy moes dit uitbeeld, en daar was ook baie ander dinge wat Esegiel moes gedoen het. Ons het ongelukkig net nie tyd vandag om daaraan te gaan. Maar nou wil ons vandag stil staan en ons wil sê, Ananias was 'n stukkie in die legkaart gewees van groot dinge wat gebeur het. Die Here het beplan en Paulus was opgewek gewees. Die Here het 'n man gestuur wat kerke geplant het. Die Here het 'n man gestuur om sy werk te gaan doen waarvoor hy hom geroep het. Jeremia, 'n jong man, skaars 20. Die Here het hom geroep, sy hele lewe het verander. En vandag wil ek soos pastoor Jaco sê, 2026, waar pas ek en jy in? Mense, dit is baie maklik om te sê, ek is nie 'n profeet nie, die Here het my nie geroep om te profeteer nie. En wil ek vandag vir jou sê, nie almal van ons moet profeteer nie. Moenie glo dit is so nie. Maar dit wat hierin staan, is die waarheid. Dit wat hierin staan, mense, gaan nie verander nie. Dit wat hierin staan is tot jou beskikking. Dit wat hierin staan moet jy lees. Want die Here sê vir jou wat gebeur het. En die Here sê vir jou baie duidelik wat op pad is. Daar's mense daar buitekant wat nie wil hoor wat die Here in Matteus vir ons sê nie. Wat Daniël vir ons sê nie. Wat Esegiel en Jeremia vir ons sê nie. En wat Openbaring vir ons sê nie. Jy wat vandag hier sit, weet, jy moet uitgaan en vir die mense gaan vertel wat op pad is. Ek en jy moet gaan
en vir mense gaan vertel, die amandeltakkie het bloeisels op, mense. Die Here is op pad. Die tekens, die Here is so getrou, die tekens wat ons sien vandag, is hierin geskrywe. Ons moet dit wat ek en jy weet, dit wat die Here vir my en vir jou wys, moet ons vir die wêreld daar buitekant gaan gee. Die Here gaan so ver met Esegiel, en hy sê vir hom daar in Esegiel 3, gaan sê vir die mense hulle sondig, en as jy dit nie doen nie, gaan hulle bloed van jou geëis word. En dan gaan die Here verder, as jy vir hulle sê en hulle keer nie om nie, hulle kom nie reg nie, dan is jy gevrywaar. Maar die Here is so ernstig om te sê, ek en jy wat weet, ek en jy wat die einde ken, ek en jy wat die teken sien, omdat die Here dit vir ons wys, moet vir die mense gaan sê, die amandeltakkie is besig om te bloei. Daar is bloeisels aan, mense. Die Here is op pad. Amen. Ons maak ons oë toe. Here, baie dankie vir die lewende woord, Here. Maar eerstens, Here, baie dankie vir die genade. Dankie van elkeen van ons wat vandag hier is, Here. Wat weet, Here, dat die woord van God, dit wat U vir ons gegee het, so waar is, Here. U het dit nie net vir ons gegee om te wys hoe ons leef nie, Here. U het nie net vir die woord van ons gegee om ons in krisisse uit te help nie, Here. Maar U het die woord vir ons gestuur, Here, sodat ons kan weet wat om te verwag. Vader, ons weet en ons sien, dinge is besig om te gebeur. Here, en ons mag dit nie vir onsself hou nie, Here. Want soos U vir Esegiel gesê het in Esegiel 3, Here, as ons nie vir hulle sê nie, Here, gaan die bloed van ons, hulle bloed by ons kom eis, Here. Here, kom help elkeen van ons. Here, miskien sê ons soos Jeremia, ons is jonk, Here. Miskien sê ons soos Jeremia, ons is nie toegerus nie, Here. Miskien sê ons soos Jeremia, ons kan nie praat nie, Here, ons kan nie met mense kommunikeer nie, Here. Maar Here, U sê, U sal, soos U Jeremia se lippe aangeraak het, bid ek dat U elke ene van ons se lippe kom aanraak. Kom gee ons die vermoë, Here, om te kan praat. Kom skep vir ons platforms, Here. En o Heilige Gees, kom maak ons attent op ons platform, Here. En kom leer ons, Here, om dit te gebruik. Here, nooit tot ons eer nie. Nooit, asseblief, Here, tot ons eer nie. Kom beskerm ons vir hoogmoed, Vader. Maar Here, alleenlik tot U wil, Vader. Sodat U deur elke ene van ons hier verheerlik kan word, Vader, is ons gebed. In die wonderlike naam van Jesus Christus, die Seun van ons almagtige God en Hemelse Vader, in wie ons glo. Amen.